Ek het gesien dat daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe reg langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. En dit was knie diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water in stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. Die man sê toe vir my: "Sien jy dit, mens?" Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê: "Hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Wanneer die water in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word." Psalm 111 wil regtig 'n mens kom innooi in die tempel, in die teenwoordigheid van die Here. Kom nooi om dan ook te kom aansit saam by die nagmaalstafel. Psalm 111 is 'n loflied oor die grootheid van God, wat ons in die erediens en by die gebruik van die nagmaal as ons vertrekpunt moet daarstel. Prys die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voed die wat hom dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar. Hy het aan hulle die land van ander nasies gegee. Wat hy doen getuig van trou en reg, al sy voorskrifte staan vas. Hulle is vir altyd geldig. Hulle is gegee in trou en regverdigheid. Hy het vryheid vir sy volk bewerk, sy verbond vir altyd ingestel. Sy naam is heilig. Dit wek ontzag. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand.
above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Psalm 111 wil 'n mens as dit ware in die teenwoordigheid van God laat jubel en laat juig. Wil jou laat sing tot eer van die Here. Wil soos wat die stroom water wat Esegiel van vertel, wat die krag van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees in mense lewens voorstel, in my en jou lewe kom invloei en ons kom nuut maak, dit wat dood is weer laat groei, die vrugtebome langs die stroom en selfs die dooie see weer laat lewendig word. Nou, hulle praat in die teologie van formalisme
Formalisme beteken dat 'n mens se geloof uiterlik nog wel aan die gang is. Maar hier binne in jou het die ou vlammetjie al dood gegaan. Die lus, die ywer, die vuur ontbreek. Die vreugde van die dien van die Here is nie meer vars en vloeiend nie. Dit word nog wel gedoen, jy gaan nog kerk toe, jy lees dalk selfs nog jou Bybel, maar die krag daarvan is nie meer in jou teenwoordig. Jy ervaar nie meer die krag daarvan nie. Dis soos 'n verhouding of 'n huwelik wat mense mekaar na baie jare maar verdra, maar die sprankel ontbreek. In so 'n situasie van formalisme en verstarring word die volk deur hierdie Psalm opnuut weer opgeroep deur 'n nuwe, lewende, egte verhouding met die Here. En dit begin daarby dat jy altyd in die eerste plek die Here se naam loof en prys. Ek wil vir u uitnooi om saam met my die pragtige lied te sing, Hoe groot is ons God. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwen
ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons Nou ja, dit is as 'n mens nou hierdie beeld van teenoor formalisme, die vreugde van lewe in die Here wil amper tentoonstel, dan sien ek iets soos 'n 10-jarige dogter wat jou huis kom binne storm en haar arms om jou nek kom slaan en vir jou sê, "Pappa, ek is baie lief vir jou." Dan weet jy, dis nou dalk eg, maar dit gaan maar dalk ook oor 'n bietjie ekstra sak geld of dalk 'n nuwe kerel of dalk 'n nuwe iets in haar lewe wat begin blom. Ouboet sal dit dalk so 'n bietjie minder opsigtelik maak. Hy sal daar kom instap en net so ewe in die verbygang sê die manne van die eerste span moet nuwe kouse en kousrekke kry. Maar in sy kamer sal hy daarom tog op sy bed gaan duik met 'n groot vreugdeboog. Opgewondenheid en lewenslus is iets wat ons by die jeug vind. By die jeug is daar 'n stuk entoesiasme wat eie is aan hulle. By kan ek maar sê ons ouer mense, by die ouer mense is daar baie keer meer 'n gelyke belewenis van die lewe. En by die ouer mense, alhoewel hulle nie altyd meer dalk so baie entoesiasties is en baie keer dalk meer klagtes het, is daar tog 'n dieper besinning en 'n belewing van die lewe. 'n Lewenshouding wat ook meebring in diepe dankbaarheid vir dit wat jy het en vir dat jy elke dag nog kan opstaan en lewe. Die voortvarendheid van die jeug word as dit ware aangevul met 'n meer besadigde en 'n deurdagte lewensbeskouing. Nou, hier by die psalmdigter in Psalm 111 vind ons beide dit. Ons vind aan die een kant hierdie opgewondenheid, hierdie juig en jubel tot eer van die Here. Aan die ander kant vind jy ook hierdie diepe besinning van waaruit kom 'n mens se krag om dit in die teenwoordigheid van die Here en in jou opgang na die tempel dit te beleef en te ervaar. Om die Here te prys met opgewondenheid, met lus. En dis wat ek vanoggend vir u wil vra. As u en ek by die nagmaalstafel kom aansit, as ons, alhoewel ons nie hier in die banke kan sit nie, deel vorm van die erediens vanoggend, daar waar jy is, wil ek vra, wil jy ook vra vir die Here dat hierdie teenwoordigheid en die krag van die Here in my en jou opnuut vanoggend tentoon sal gestel word, binne in ons kom invloei soos die stroom van water. Ja, Here, dis ons gebed dat u krag en u teenwoordigheid ons lewens sal vul. Dis ons gebed, Here, dat soos wat ons ook net nou die wyn sal drink en die brood sal breek en eet en ook daarvan sal ervaar die teenwoordigheid van God. Ja, Here, dat u teenwoordigheid ook nou by ons 'n stille stuk toewyding, maar ook 'n groot stuk opgewondenheid sal bring. Dis ons gebed, Here, dat u deur u woord en u gees en die gebruik van die nagmaal alles ons fisies verwyderd van mekaar. Vir ons saam sal dit ervaar, u teenwoordigheid, u krag, u lewenskrag, Here. Dat dit opnuut by ons 'n stuk wysheid sal bring, soos wat hierdie psalm mee afsluit, 'n stuk wysheid, Here, vir 'n lewe wat ons nou elke dag moet lewe met die bedreiging van 'n virus, van
siekte, van dood rondom ons, die bedreiging van angs en spanning, die bedreiging van my geliefdes, van my werk, van die finansies. Ja, Here, help vir ons om in U teenwoordigheid ook nuwe krag te kry vanoggend en deur die gebruik van die nagmaal versterk te word tot krag deur U Gees, sodat alles daar dalk ook vanoggend in my 'n ou stukkie doodsheid, Here, dat die dooie see weer sal lewend word deur U water wat in my inloop. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Die psalmdigter wil vir ons sê, prys die Here met jou hele hart. Met my hele hart wil ek die Here loof, met my hele wese. Vandag praat ons mos nog maar altyd van die hart as ons sentrum, as daar waar die lewensbron is, die diepste van my hart. Sê ons, kan ek vir jou sê dankie, wil ons vir die Here ook om sê dankie. En daarom word hier in hierdie psalm baie gemaak van dat ek vir die Here wil kom dankie sê met alles in my. 'n Kombinasie van entoesiasme, van loof die Here, maar saam met dit ook 'n diepe stuk dankbaarheid. Ons is mos nou maar so geleer en so goed groot gemaak, dat as ek nou iets van iemand kry of ontvang, dan sê ek vir hom dankie. Dis goeie maniere. Maar dit gaan ook om meer as om maar net met my lippe te sê dankie of om uit goeie maniere dankie te sê. Dit gaan oor om met my hart dankie te sê. Die boodskapvertaling vertaal dit hier en sê met alles wat ek het. Is dit nie pragtig nie? Want dit wat ek het kom van die Here af. Met alles wat ek het wil ek vir die Here kom sê dankie. Wil ek in sy teenwoordigheid leef en dit ervaar. Hy sê in vers 10, die boodskapvertaling, die Here verdien al die dankies wat mense hom kan gee. Wat word hier geskets in Psalm 111? Psalm 111 is 'n skets wat mense kan sien afspeel as jy nou terugdink aan Konings en Kronieke, waar Koning Salomo die tempel van die Here wat hulle so lank aan gebou het, ingewy het. As hy die tempel kom wy aan die Here en hy sê, Here, dis ons gebed dat U teenwoordigheid in hierdie huis van U altyd daar sal wees. Dit was 'n feesgeleentheid, 'n geleentheid om die Here te loof met jou hele hart. En dit is wat kerk wees en ook die erediens vir ons kan vertolk vandag. Ek het nou eendag 'n gesprek met iemand gehad oor ook wat gaan die lockdown en COVID-19 doen aan ons belewing van 'n erediens. Dit kan aan die een kant, en dit wil ek nogal vanoggend van getuig, vir my regtig laat verlang na die kerk en na die erediens. Maar dit kan ook wees dat dit by mense dalk 'n verdere stuk gemaklikheid bring, dat mense dalk sê, ag, ons kan nou hoe lank hier oor die TV kerk kyk, of oor die selfoon kerk kyk, kom ons gaan maar so aan, dis daarom makliker, jy hoef nie vroeg op te staan en kerk toe te gaan nie. Die kerk, die erediens, maar die kerk wees, want ek is kerk van die Here, lê nie net by die gebou en by die saamkoms nie, dit lê by 'n fees wat ek moet uitleef. Ons het mos nou tot voor die lockdown nog dit beleef dat daar vir elke, wil ek sê, naweek en elke geleentheid, en as daar 'n geleentheid is nie, dan skep ons 'n geleentheid, word daar 'n fees gehou, van die Karoo Kindse fees, die Onderdorp fees en die Boedorp fees, en allerhande feeste word gehou, en dan by die feeste doen hulle onderhoude met almal, en almal sê, oeg, dis so lekker om hier te wees, dis ongelooflik om hierdie feeste kan belewe. En dan baie keer, dan kom die fees ter feeste, die fees van 'n erediens en van kerkwees tot eer van die Here, en dan baie keer ontbreek mense se entoesiasme. Is dit omdat dit
dalk 'n stuk formalisme geword het, dalk nie uit die hart uit gedoen word nie. Vir my wil ek glo, en dis waarvoor ek vir u wil nooi, en wil ek vra vir u gebede daarvoor, dat as ons ook na 'n lockdown periode weer sal kan by mekaar kom in die kerk, dat ons opnuut sal besef en sal beleef, en dit sal uitleef oor hoe ongelooflike, wonderlike fees dit vir ons sal wees. Dat ons sal weet, dit gaan nie daaroor dat ons hier by mekaar wil wees om mense tevrede te stel nie, maar dat dit gaan oor die Here. Dat dit gaan oor om tot sy eer by mekaar te wees, en ook waar hy vanoggend is, waar hy ook al by mekaar is, dat hy dit daarop doen tot eer van die Here en hom alleen. Maar hierdie Psalm het ook die hele pragtige oopbreek in hom van, dit gaan nie net oor dankie sê nie, dit gaan ook oor om jammer te sê. Vers 4 sê die Here is barmhartig, hy kry mense gou jammer. Die feesgeleentheid is 'n geleentheid om voor die Here te kan kom buig en te sê, Here, ek is jammer, ek kom doen belydenis van my sonde. Die nagmaalsformulier en gedeelte in Korintiërs oor die nagmaal sê ook, jy moet ook nie by die nagmaal gaan aansit sonder dat jy jou sonde bely het nie, want dan kan dit dalk teen jou tel wanneer jy die nagmaal gebruik. Wie en wat ook almal skuldig is, hierdie fees moet nie by ons verbygaan nie. Hierdie fees moet vir ons 'n geleentheid wees om ook ons skuld voor die Here te kan erken. En ek wil vir u vra dat soos wat u daar sit, u en ek dit ook sal doen en sal sê, Here, ek is jammer, ek is skuldig, ek staan skuldig voor u. Weet u waarom is hierdie byeenkoms wat hier geskilder word in Psalm 111 so 'n fees? Is dit omdat mense gehoorsaam is, omdat mense dankie sê, omdat mense kom sê ek is jammer? Nee, dit is so 'n fees omdat die Here in die sentrum is. Omdat die Here in die middelpunt van alles is. Lees maar weer en kyk. Hy sê die werke van die Here is groot. Sy dade is vol majesteit, sy trou. Hy's genadig en barmhartig. Sy verbond is vir altyd, sy naam is heilig. Is dit nie juis ons grootste probleem nie? Dat ons die mense in die sentrum plaas? Nee, die Here moet in die sentrum wees. Daarom, my broer en suster, roep ek jy op om God te loof en te prys. Om hom te loof en te prys met die hele hart. Om vreugde te vind in die werke van die Here en rondom ons dit ook te kan sien en dit te kan beleef. Die Psalm sê iets daarvan van dat die Here is dit regtig werd. Besef ek en jy ook dat die verbond van genade wat in die besonder deur die sakramente van die doop en die nagmaal vir ons uitgespel word, dat hierdie verbond juis vir ons as gelowiges wil bevestig, dat die Here is dit werd. En daarom wil ek vir u vra, laat sy Heilige Gees jou vervul, soos die stroom van water van Esegiel, soos dit wat Efesiërs 5 vers 19 sê, laat die Heilige Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here. Daarom wil ek sommer nou hier in die middel van die preek gou vir u uitnooi, kom ons sing saam hierdie pragtige lied van Here, ons sal u loof. Bevry ons hart.
Kerk wees en kerk van God wees as 'n reaksie op God se genade is wat ons by die nagmaalstafel wil kom beleef. Nie 'n reaksie in die sin van dat ek nou wil voel omdat ek goed gedoen het en goed genoeg gedoen het en my werke goed genoeg is, nou kan ek ook voor die Here kom staan nie, maar reaksie in die sin van 'n diepe dankbaarheid hier binne in my, dat ek deur die genade van God die behoefte het om te kom aansit aan die tafel, dat ek die behoefte het om die Here se woord sentraal in my lewe te laat staan, dat ek die behoefte het om te gee, om myself te gee. My reageer is in gee, want God het sy seun gegee. Sy seun het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons kan lewe. En baie keer dan dink ons in die kerk, en die NG Kerk word beskuldig daarvan dat ons 'n kerk is wat wil sê NG, maar dit gaan NG om jouself te gee. Nie dalk net as formalisties 'n stuk geld te gee nie. Om jouself te gee is om God te loof en te prys, onvoorwaardelik te gee. En dan kom hierdie psalmdigter as dit ware in groot wysheid en hy sê, dit, my broer en suster, is ware wysheid, om God te dien. Om met my hele wese God te loof en te prys, dit is ware wysheid. Mense is baie keer slim en roem op hulle verstand en hulle insig en al hulle pragtige goed wat hulle bou en ontwerp en maak. Maar die grootste insig is om voor God te buig. Om in die samekoms van gelowiges en saam met gelowiges oor die wêreld heen God te loof en te prys. En dis hoekom ons vanoggend mekaar aan die hand kan vat, al kan ons dit nie letterlik doen nie. Dis hoekom ons vanoggend, alhoewel ons fisies verwyderd is van mekaar, ons hande na die Here toe kan uitsteek en op die manier na mekaar toe kan uitsteek en sê, Here, gee U vir ons wysheid in hierdie tye waarin selfs die slimste wetenskaplikes nie antwoorde het nie. God, U moet in die sentrum staan. Daarom wil ek vir U vra, wil U nie ook maar net daar waar U sit, dalk maar net so U hoof buig, en sommer in stilte net te sê, Here, ek loof en prys U. Aan U kom toe die lof, die dank, die eer en die aanbidding. En dat daarmee wil ek vir U vra dat dit beteken dat ons onsself moet gee. Dat U nie vanoggend se woord of prediking moet meet, aan is dit 'n goeie of 'n swak preek nie, maar dat U dit moet meet aan, kan ek myself gee? Kan ek in dankbaarheid voor die Here kniel? Kan ek met entoesiasme dit uitleef, maar ook met 'n diepe dankbaarheid dit uitleef? Ons sing saam aan Jesus Koning al die eer. God gee aan hom die
Dit is vir my 'n voorreg om vir u uit te nooi om te kom deelneem aan die nagmaal. As jy die vrymoedigheid het om in u eie gemeente of waar u ook al aanbid, die nagmaal kan gebruik en wil gebruik, dat u dit vanoggend ook saam met ons sal gebruik. In die week wat verby is, het ons in die oggendstilte tyd die betekenisse van die nagmaal weer by u almal tuis gebring. En dit is almal in die basis daarvan dat die Here gesê het, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis, nadat hy die brood geneem het, dit gebreek het. En net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En daarom elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Die nagmaal is tussen sy wese 'n verbondsmaaltyd. Dat die verbond van die Here wat deur die doop bevestig word en deur die nagmaal in herinnering geroep word, opnuut by ons tuis gebring word en nuut gemaak word. Daarom kan u verseker wees van dat dit is 'n gedagtenismaaltyd, dit is 'n waarborg van ons verlossing, dit is 'n viering van die gemeenskap met mekaar en met die lewende Here. Dit is 'n toewydingsfees, dit is ook 'n vreugdefees en dit is ook vir ons 'n verkondiging en seker wees daarvan dat die Here weer kom en vir ons kom haal. Soos wat ons nou gelees het, het die Here Jesus gesê, toe hy die brood gebreek het, dis my liggaam. Gebruik dit tot my gedagtenis. En daarom nooi ek vir u, neem dit, eet dit en dink daaraan, dat die Here Jesus se liggaam gebreek is, tot volkome versoening van ons sonde. Net so het hy na die maaltyd ook die beker geneem en dit geskink en sê, elke keer as julle daaruit drink, doen dit tot my gedagtenis. Net soos wat jy hierdie wyn proe, wanneer jy dit drink, wanneer jy dit ruik, elke keer as jy dit drink, dink daaraan dat die Here Jesus se bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van ons sondes. Here, dis ons gebed dat U vir ons met 'n diepe dankbaarheid sal vervul. Dat U Here is, dat U vir ons sorg, dat ons U liefde kan ervaar, Here. Dat ons kan weet, U het vir ons gesterf aan die kruis van Golgotha. Dankie vir die geleentheid om U te mag loof en prys. Dankie vir die geleentheid om deur U Heilige Gees versterk te word, ook deur die gebruik van die nagmaal. Alles ons verwyderd van mekaar, Here, is ons U kerk daar waar ons is. Wil U dan vir ons help om dit met vreugde en met 'n diepe belewing te kan doen. Wil U vir ons help, Here, om dit uit te basyn wanneer ons ook uit ons huise uitgaan of waar ons ook al beweeg. Ons harte gaan uit, Here, na
baie mense wat in hierdie tyd swaar kry, mense wat deur die virus gevang word en wat swaar kry, wat in die hospitaal lê, wat veg vir hulle lewens, ander wat sterf. Gee Here, dat mense nie sal sterf sonder dat hulle vir U sal ken nie. Gee Here, dat dit nog 'n geleentheid sal wees, wat U en ek, elkeen van ons ook, die hemel kan oopsluit nog vir iemand. Dankie Here, dat ons dit kan bid in die naam van ons Here Jesus Christus. En dat ons kan belewe vanoggend ook die vergifnis van ons sonde. Seën vir ons, Here, as ons ook hier vandaan weer in ons volle, normale daaglikse lewe aangaan. In Jesus naam, amen. Ons deel as afsluiting van die erediens graag met u die pragtige storie van Rihanna Nel wat sy vertel van hoe die pragtige lied van Hou die hemel oop ook by haar tot stand gekom het en haar sing daarvan. Seën vir u. Ek's gereed. 2 years in the making. Dank is dit vandag met die Here weer. Met die Here weer. Net die Here weet. Here we go. It's an intense journey. Ja, wat dink jy van die sang? Vir my is dit verskriklike intens sang. Ek het gesing by 'n seentjie se begrafnis en ek moes sing oor die ma en die pa en soos wat ek voor hulle sit en hierdie liedjie sing, is dit asof die woorde na my toe kom dat ek moet sing uit die perspektief van die seentjie uit wat nou in die hemel is en nie meer hier is nie. En amper vir die ouers sê, maar hou net vas vir nou en maak seker julle is ook eendag hier waar ek is, want dit is soos verby beter as wat die wêreld vir ons kan bied. Ek begin toe net sing en ek begin sing uit die perspektief van die seentjie wat nou in die hemel is en ek probeer vir hulle sê dit, jy weet, ek dans op die reënboog en ek ry op die son en hierdie is awesome waar ek is. Maak net seker, ma, pa, maak net seker jy kom ook waar ek is, dan kan ons almal weer saamkom. En ek kan net nie dink dat bestaan dat so iets kan gebore word en dan net verlore moet gaan nie. So ek voel die wêreld moet dit hoor en ek voel mense moet hulle self die vraag vra, waarheen gaan ek? Waarheen is ek op pad? What is life? En jy sê maar die hele tyd vir my, dit gaan oor die hoekom, dit gaan oor die hoekom. Dit gaan oor wat ons doen, dit gaan oor waarom ons dit doen. Ek is definitief nie iemand wat leë songs wil skryf nie. Ek wil ook nie enigiemand hartseer laat voel nie. En ek doen dit die hele tyd. I think people can